Goeiemôre geliefde, welkom weer saam met my op hierdie Woensdagoggend. Vanoggend hoor ons weer van Timoteus en ons dink aan hom, wat weet ons van hom? Hy is taamlik jonk. En as ons tussen die reëls lees, was hy baie onseker van homself. En ek glo hy maar soos ek en jy ook soms gewonder, sou hy in 'n heidense wêreld kon uitstaan vir die Here? Sou hy dit reg kry om vreesloos te getuig? En dan hoor ons wat Paulus van hom skryf. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie. Die vorige vertaling sê, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Dan gee Paulus hierin vir ons en vir Timoteus self die oplossing. Vir my en vir jou wat soms te skaam is en te getuig. Want sien die verskil tussen een wat getuig en een wat in ongehoorsaamheid stil bly. Is nie 'n kwessie van meer of minder vrymoedigheid of welsprekendheid nie. Nee, dis die Gees van God. Dis hy wat ons lafhartigheid wegneem. Vers 7 skryf Paulus, en vul met krag en liefde en selfbeheersing. So daarom vanoggend hoor ons dat ons nie skaam hoef te wees om te getuig nie. Moenie terugdeins nie. Laat die Gees jou lewe so vol maak dat jy geen tekort aan krag sal hê nie. En dat jy sal oorloop van Jesus se liefde. Dan sal dit vir my en vir jou onmoontlik wees om toe te kyk terwyl ander mense verlore gaan. Wat moet ons doen? Ons moet die Gees volkome in beheer van ons lewe stel. En ons lafhartigheid sal verdwyn. You are my
Here, vanoggend hoor ek dat ek bang is om te getuig, omdat ek dit uit my eie krag wil doen. Vergewe my, en neem beheer oor my lewe, sodat ek nooit weer lafhartig sal wees nie. Amen. Dit mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.